Here Jesus Christus, Vader, as ons nou u woord gaan oopmaak, wil ek vra, Here, dat u dit vir ons sal kom oopbreek. Here, dat u met ons sal kom praat in woorde wat nie net op dooie grond sal val nie, maar wat so saad op goeie grond sal val en sal vrug dra in ons lewens. Here, ek wil vra dat u ons nie sal los soos wat ons hier ingekom het, maar dat as ons hier uitgaan, dat u in ons sal verandering bring en nuwe lewe bring. Ek vra dit in u naam, Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan saam lees uit Johannes 4 uit, as julle saam my daar wil oopmaak. Want ek vra dat ek die lig aansit, dankie, as ek kan onthou om dit te doen. Daai ene, het hom. Johannes 4, neem daai ding af. Nou dankie het ook nou so bietjie met ons gepraat, al klaar oor hierdie romantiese flieks wat haar ma gekyk het. Ek is nie baie goed daarmee nie, so ek en my vrou het laas 'n romcom gaan kyk, seker toe ek nog getraai het om jou te oortuig. Maar ons almal ken die formule van hoe daai flieks werk. En in my tyd, dis wat ek nog kan onthou, was waarskynlik Hugh Grant, was omtrent dis wat ek die meeste van kan onthou. Twee mense wat nie veronderstel is om ooit te ontmoet nie, dat op een of ander manier in die stad of iewers by mekaar uitkom, dan sal hierdie spanning tussen hulle twee, baie keer 'n bietjie van 'n misverstand, dan 'n geveg, en dan hardloop die meisie weg gewoonlik treinspoor toe, en die man besef, maar ek kan haar nie los nie, en dan is daar gewoonlik hierdie taxi ry wat vinnig deur die stad om by die treinspoor uit te kom of by die lughawe uit te kom voor sy weggaan. Maar in hierdie proses is daar altyd hierdie stadige, soms verrassende mure wat afbreek tussen hulle, waarheid wat geopenbaar word en iets nuuts wat gebore word, so deur die loop van hierdie fliek. Nie altyd romanse nie, partykeer ander goeters ook, maar altyd verander, altyd transformering, as ek daai groot woord kan gebruik. Altyd iets iewers verander. Nou in Johannes 4, ons gaan daar van vers 1 af gaan ons saam lees, is op 'n manier, julle sal die storie ken, dis die Samaritaanse vrou by die put, en dis eintlik 'n onverwagse stukkie romkom wat ons in die Bybel raak lees. Nie omdat Jesus op pad is of op soek is na 'n date nie omdat Jesus nou hier doelbewus met 'n vrou wil gaan gesels nie, maar omdat die evangelieskrywer Johannes wat die boek geskryf het, gebruik 'n baie bekende beeld in die Bybel. Ons kry dit met Isak en Rebekka in die Ou Testament, daar waar hulle by die put gaan sit. Dis eintlik 'n verlowingsbeeld wat hier gebruik word. Johannes gebruik die beeld van 'n verloving sodat ons dit in die Bybel kry om vir ons iets diepers te kom wys. God wat die wêreld najaag met 'n liefde wat deur elke grens breek, wat elke taboe kom sê, maar hierdie is nie meer belangrik nie, wat weier om toe te laat dat iemand ongesiens of ongeliefd in hierdie wêreld kan leef. En die eerste persoon wat dit beleef in die Nuwe Testament en veral in die Johannes Evangelie is nie 'n disipel nie, is nie 'n fariseer nie, is nie iemand wat 'n wonderwerk kom soek nie, is hierdie vrou, 'n Samaritaanse vrou by 'n put. So as ons lees daar van vers 1 af, toe Jesus verneem dat die fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes, hoewel Jesus nie self gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy moes egter deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis, het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep. En Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Ons lees eers net
tot daar. Die eerste ding wat ek wil hê julle moet hier raak sien in hierdie gedeelte is dat daar staan Jesus moes deur Samaria gaan. Geografies, miskien, teologies, definitief, Joods geskiedkundig glad nie. Jode het nie deur Samaria gereis nie. Julle weet dit, hulle het eerder oor die Jordaan gaan, dan ver pad langs op die Oosbank, wat nou nog daai probleme deel in Israel is, en dan weer terug oor die rivier, 'n hele paar dae langer reis, alles sodat hulle die Samaritane kan vermy. Eeue se spanning tussen hierdie twee volke, tussen Jode en Samaritane, ek hoef nie te veel daaroor uitgegaan nie. Maar as hier staan dat Jesus moes deur Samaria gaan, dan moet ons hoor dat dit is nie omdat dit die enigste pad was nie. Dit is omdat dit is wat God se plan was. Dis God wat wou hê hy moes deur Samaria gaan. So hy praat nie hier oor geografie nie, hy praat nie hier oor Google Maps nie, hy praat hier oor teologie. Caroline Lewis skryf, sy sê, Jesus moes Samaria toe gaan, omdat God die wêreld so lief gehad het. En die Samaritane is deel van daai wêreld. God se liefde vat nie ompaaie nie. God se liefde gaan nie 'n ander pad vat, net sodat iemand vermy kan word. En dan, waarheen vat hierdie deurbrekende liefde van God hom? Na 'n put toe. Nie sommer net enige put nie, Jakob se put. 'n Plek waar die Jode en die Samaritane geskiedenis het, 'n plek waar die Jode en die Samaritane iets van 'n teologiese heiligheid het, 'n plek waar as jy Genesis gaan lees, ons die hele tyd stories van die Ou Testamentiese patriarge hoor, van Abraham, van Isak, van Jakob. 'n Plek ook waar baie kere, 'n hele paar keer sien ons dat mans daar hulle vrouens ontmoet. Isak se diensknegt kry vir Rebekka daar, Jakob kry vir Rachel daar, Moses kry vir Sipora ook by 'n put. So 'n put was die opsitkers van die Bybelse tyd. Ek weet nie hoekom die put, daar was die water opgeraak het, moes jy huis toe gaan. Maar dit was 'n put was 'n plek van intimiteit, 'n plek van ontmoeting, 'n plek van verbond. So as Jesus daar by 'n put sit teen sonsondergang en 'n vrou kom aangeloop, dan weet die gehoor presies wat gaan nou hier gebeur. Hier, dis 'n setup. Hierdie is nou daai, hulle praat in Engels van 'n goeie fliek, praat hulle van die hoek, dit wat jou intrek in hierdie storie in. So as jy dit hoor, dan moet jy weet, hier is iets groots nou op pad om te gebeur. Kom ons lees verder van vers 9 af. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie. Jesus het daar geantwoord, as jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, meneer, u het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en ook sy seuns en sy vee? Jesus het daar geantwoord, elke een wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink, wat ek hom sal gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom tot 'n fontein van water word, wat opborrel tot die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word, en hierheen hoef te kom om op te skep nie. Kom ons pause weer daar. En daai romcoms, is daar 'n oomblik wat hulle altyd praat van die meet cute, is wat hulle dit noem. Dis nou hierdie oulike ontmoeting, die meisie ry fiets, die man ry af van haar fiets af met die kar, en skielik is hulle verlief in daai oomblik, of hulle, is dit in Lady in the Tramp, wat hulle so noedels eet, en dan kom jy, ons gaan nie te veel daarin gaan. Daai eerste halwe ongemaklike ontmoeting, en dit is wat ons hier kry. Jesus is moeg, hy's dors, hy's alleen,
Sy aan die ander kant is besig om die skares te vermy. Dis om sy in die hitte van die dag kom water haal. Hy vra haar, kan ek asseblief water kry? En haar eerste reaksie is, waarmee is jy besig? Jy staan 'n Jood. Ek is 'n Samaritaanse vrou. Ons kan nie met mekaar eers praat nie. Hoe wil jy my nog vra vir 'n sluk water? As ek dit kan so vertaal, wat hier in die teks eintlik aangaan, is, hierdie is nie veronderstel hoe die skrif is veronderstel is om te gaan. Ek verstaan nie nou lekker wat gebeur nou nie. Mense is nie veronderstel om ons eers by mekaar te sien nie. Mense soos jy, dink die vrou, vermy mense soos ek. Maar Jesus is eintlik hier besig om die hele teks te herskryf. Net duidelik maak, hy flirt nie met haar nie, maar ook steek hy haar nie in die skande nie. Hy oordeel haar nie. Al wat hy doen is dood eenvoudig, hy nooi haar uit. As jy die geskenk van God ken, dan sal jy gevra het en hy sê vir jou die lewende water gegee. Daar's geen oordeel daarin nie, geen iets anders nie, net 'n uitnodiging, kom kry wat ek vir jou kom gee. Hierdie is die moment in hierdie fliek waar almal veronderstel is om 'n bietjie in te lê. Iets gaan nou gebeur. Dis iets onder die oppervlaks wat ons nie lekker van bewus is nie. Iets sagkens, iets veranderends. Jesus kom gee nie romanse nie, of hy bied nie romanse aan nie, maar hy bied verhouding aan. Die soort verhouding wat God met elke een van ons, met elke mens wil hê, is wat Jesus vir haar kom aanbied hier by die put. Ons lees verder van vers 16 af. Hy sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy is tereg. Jy sê tereg, 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Draaipunt in hierdie romkom, 'n oomblik van waarheid, 'n oomblik waar hier nou 'n probleem is. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man. Sy sê ek het nie 'n man nie. Hy sê jy's reg, jy het 5 mans al gehad en die man met wie jy nou is nie eers jou man nie. Dis nie Jesus wat hier kom en ons moet dit nooit so lees. Dis nie Jesus wat hier kom en haar skande kom ontbloot nie. Dis nie Jesus wat hier vir haar sê jou sleg vrou, jy's nou in die moeilikheid nie. Wat hier gebeur is, dis Jesus wat vir haar kom openbaar dat hy haar ten volle ken. Dat hy alles van haar weet, dat hy haar tot in haar diepste verlede in sien en steeds nie wegloop nie. Steeds haar nie oordeel nie, steeds nie vir haar 'n label opsit en sê dit is wie jy is. Nee, hy wys net vir haar, ek ken jou, ek sien jou en steeds is ek hier. Ek gaan nêrens heen nie. In 'n wêreld waar hierdie vrou geoordeel word, in 'n wêreld waar hierdie vrou vermy word, oor gevluister word, tipiese klein dorpie goed, ons almal ken dit, word Jesus die eerste mens, die eerste man, wat haar met opregtheid en met eer behandel. Hy word die eerste man wat haar regtig sien. En ons ontdek in hierdie oomblik iets van die hart van die evangelie. God wat ons by ons put kom ontdek. God wat ons kom ontdek by die put van ons eie diepste dors. Nie om ons in die skande te steek nie om ons te oordeel nie om vir ons te sê jou is sleg mens nie, maar om ons te kom genees. Ons lees weer van vers 19 af. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Hierdie vrou, soos in enige goeie romkom, die oomblik waar haar nou 'n bietjie intimiteit kom, die oomblik waar haar nabyheid kom, verander sy die onderwerp.
Die oomblik wat dit te persoonlik raak, te naby aan haar kom, sê sy, hoorie maar wag so 'n bietjie, wat van my voorvaders? My voorvaders het op 'n ander berg aanbid as wat julle aanbid. Lyk asof sy probeer om die vraag van Jesus te omseil. Dit lyk of sy hierdie verhoudingsaanknoping probeer vermy, maar eintlik vra sy een van die diepste geloofsvrae. Waar kan ek God werklik ontmoet? Is wat sy eintlik vra. Ek is geleer dis op hierdie berg, die Jode is geleer, dis in Jerusalem, maar hier is my vraag, waar kan ek God leer ken? En Jesus se antwoord, in gees en in waarheid. Nie op hierdie berg nie, nie op Jerusalem nie, of in Jerusalem nie deur dit te doen of dat te doen nie, maar in gees en in waarheid. Dit is waar jy God sal ontmoet, dit is waar jy God sal leer ken. In ander woorde, God se liefde is nie meer gebind aan geografie nie. God se liefde is nie meer gebind aan etnisiteit nie. God se liefde is nie meer gebind aan geskiedenis nie. Dit breek uit op al die plekke in hierdie wêreld. Selfs hier by 'n put in Samaria, selfs hier nou in Naboomspruit, selfs hier met jou. God se liefde word nie meer vasgebind deur geskiedenis en plek en foute nie. Jy moet eintlik nou hoor, eintlik moes die oom Gert moes nou vir my so 'n gitaar romantiese stukkie gespeel het, maar jy moet nou hoor hoe die musiek begin harder word in hierdie fliek. Die kamera zoom in. Hier is iets groters wat ons nie moet mis nie. God se liefde deurbreek alles. Alle grense. Niks kan meer God se liefde inhou nie. Ons spring sommer nou 'n bietjie, ons lees nou vers 25. Die vrou sê vir hom, ek weet, die Messias wat Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus sê vir haar, ek is die een wat met jou praat. Ek is, naam van God, is die een wat met jou praat. Juis op daardie oomblik het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas omdat hy besig was om met 'n vrou te praat. Tog het niemand gevra wat wil u van haar hê of waarom praat u met haar nie. Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie, of hoe? Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Sy gaan na haar mense toe en sy sê, ek weet, of nee, ekskuus, sy sê vir Jesus, ek het al gehoor die Messias kom. Ek het al gehoor, hier kom 'n redder. En Jesus se antwoord, dit is ek. Jou redder is nou hier. Dis ook die eerste keer in die Johannes Evangelie wat Jesus sy identiteit openbaar met daai ek is uitspraak wat ons 'n hele paar keer nog gaan kry. En hy openbaar nie homself as ongelooflik. Hy openbaar nie sy identiteit as God aan 'n disipel nie. Hy openbaar nie sy identiteit aan een van 'n godsdienstige leier nie aan 'n skare vol mense nie. Hy openbaar sy identiteit aan 'n Samaritaanse vrou met 'n gekompliseerde verlede, 'n vrou in die stof in Samaria. Dis aan wie hy homself openbaar. As ons teruggaan na hierdie romkom idee toe, is hierdie die oomblik van openbaring. Die oomblik wanneer die waarheid uitkom, die oomblik wanneer alles verander. En as Christus daar vir daai vrou sê, ek is die een wat met jou praat, breek die hele geskiedenis oop. Verander alles, alle norme word omvergewerp. Alles wat ons behoort te verwag in 'n storie soos hierdie, val weg. Want God openbaar homself aan 'n Samaritaanse vrou. En wat doen sy? Sy los haar pot net daar, hierdie simbool van die las wat sy dra, die simbool van haar skande, die simbool van haar alleenheid, en sy hardloop terug dorp toe. Sy hardloop na die skare toe en sy sê, kom kyk, kom sien hierdie man wat vir my vertel het alles wat ek nog ooit gedoen het. Die vrou wat almal vermy het, die vrou wat nie naby enige mense wil kom nie, word die eerste evangelis, die eerste sending in Johannes se evangelie. Die buitestander word deel van die binnekring.
Die een wat skaam het, word die boodskapper. Die een wat vermy word die evangelis na haar gemeenskap. Dit is wat gebeur wanneer God die storie skryf. My omstandighede verander. Ek word ingenooi, ek word gebruik en ek word gestuur. God se storie verander alles. Spring baie ver aan na vers 39. Baie van die Samaritane uit daardie dorp het in hom geglo op grond van die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly en hy het 2 dae daar gebly. Hoor hierdie, dit is fantasties. Hy vat nie die ompad ver weg nie. Hy bly daar vir 2 dae. Nog baie meer van hulle het op grond van sy woorde tot geloof gekom en vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het homself gehoor en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Daai sinnetjie is die laaste sin wat ons verwag het met 'n uitgeputte dors Jesus wat daar in die woestyn gaan sit. Ons het homself gehoor en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Soos elke goeie romkom en soos ek Duintjie ook gesê het, eindig hierdie storie met mense wat by mekaar kom. Hy eindig met 'n happy ending, maar nie romanties nie, ook nie privaat nie, ook nie in geheim nie. Die hele gemeenskap, hierdie hele dorp kom uit om Jesus te kom ontmoet. Hulle nooi hom, hulle sê kom bly asseblief by ons. Hy bly by hulle. Nie net breek hy die grense deur van waar hy is nie, maar hy eet saam met hulle. Hy kuier saam met hulle. Hy bou verhouding saam met hulle. En as gevolg daarvan sê hulle, ons ken hom en ons weet dat hy is die redder van die wêreld. Nie net die redder van die Jode nie, nie net die redder van hulle wat goed is en heilig is nie, nie net van hulle wat in die binnekring is nie, die wêreld. Hierdie romkom eindig nie met 'n troue nie, maar met 'n gemeenskap wat verander word. Met 'n gemeenskap wat skielik herskep en nuut is. Dink Johannes 4 nooi ons om onsself in hierdie storie te sien. Om te sien dat ons is die vrou by die put met ons pot van skande en dors en verlange. Ons is ook baie kere die disippels, verras deur wie Jesus kies om voorlief te wees. Ons is ook die Samaritane wat kan ontdek dat God se liefde baie groter is as die grense wat ons maak. Maar ons is ook hierdie dorpie uitgenooi om die een wat ons ten volle ken te ontmoet, om hom wat ons so liefhet, wat ons totaal en al volmaak liefhet, om hom te leer ken, om by sy voete te kom sit. Maar ook nooi hierdie verhaal ons uit om saam met Jesus en net soos hy oor grense te gaan. Ander mense met respek en eerbied te hanteer. Om die waarheid te praat sonder om te oordeel. Om ook deur hom lewende water te kan gee. Mag jy ontdek dat hierdie God, dat dit is die evangelie, dat God 'n romkom van jou lewe wil maak. Dat hy jou wil najaag met liefde wat onverwags is, met liefde wat elke grens wil deurbreek, wat sag is en veranderend is. Mag jy as jy jouself by jou eie put vind, waar jy jou eie laste probeer dra, waar jy probeer wegkry, mag jy Jesus se liefde vir jou sien. Mag jy sien dat baie keer is jy die Samaritaanse vrou. Misverstaan, veroordeel. Baie keer is jy Samaria vir my afgeskryf. Maar hier is die goeie nuus. Jesus kom na jou toe. Hy jaag jou na. Hy soek jou. Altyd. En hy wil nie vir jou skande en oordeel bring nie. Hy wil vir jou lewende
water kom gee. Amen. Wat sê? Here Jesus Christus, baie dankie vir u liefde in ons lewens. Here, ons weet, ken myself, daar's baie donker dinge in my verlede, donker dinge in my persoonlikheid, wat ek probeer wegsteek. Maar ek weet, ek kan dit nie vir u wegsteek nie. Ek weet, dat u my ten volle ken. Here, maar daarom, dankie. Dankie dat u steeds met liefdevolle oë na my toe kyk. Dankie dat u my grense deurbreek. Dankie dat u moet na my toe kom. Maar dit is wat u wil is. Ek loof u daarvoor, Here. Amen.